My finale jaar projek het seker in tweede jaar, die idee van dit het al in tweede jaar begin. Ons moes 'n PowerPoint presentation oor iets interessants in ingenieurswese maak en ek het hierdie oulike, sê maar artikel by Wits gesien waar hulle noem dit brein internet, iets soos dit, waar hulle die dokter koppel aan 'n masjien en dan sonder om enige toerusting soos 'n muis of 'n keyboard of iets soos dit te gebruik, kan hulle 'n rekenaar van ver af beheer met net hulle oë of hulle brein en dan sodoende maak dit die operasie en wat ook al prosedure hulle mee besig is makliker. En daar het so klein bietjie inspirasie klaar in die biomediese veld begin. En toe derde jaar het ek en my meisie, sy swaat medies by Wits. Ons het maar eintlik saam besluit ons wil dalk iets ontwerp wat dit vir enigiemand met 'n rugbesering of 'n nekbesering wat nou verlam is, dat ons hulle kan help om enige beweging weer terug te kry. Dit het maar daai idee verder gevat en toe kom 4de jaar, toe sien ek ons het 'n biomediese afdeling by die Universiteit van Pretoria en dit was nogal soos go, nou moet ek hierdie doen. En toe gelukkig onder Prof Johan Hanekom, toe sien ek als 'n mooi projektitel wat gaan oor stimulasie wat jy op paraplee spesifiek moet sit en ja, toe ek dit as my projek gekies. Van daar af toe weet ek ook ek moet nou kyk hoe kan ek 'n parapleeg help om miskien te kan opstaan en loop. Die hele projek is soos 'n toetsstelsel, soos 'n praktiese stelsel eerder opgestel waar jy eers begin met hierdie afdeling, dan kry jy punte op dit en dan die volgende afdeling. Dis gemaak om die studente te lei sodat jy nie net kop eers induik en nie weet waar om te begin nie. So ek het eers begin met 'n literatuurondersoek in hierdie wye veld en dit het, ek dink ons het in Februarie begin en dit was tot so April, so 2 maande of 3 maande besig met dit. En ja, toe is dit net navorsing en projekvoorstelle en bietjie etiekverklaring en al daai goed. So ek sal sê die hele proses het seker maar 10 maande gevat en die eintlike bouwerk was omtrent 2 maande. Ek was bietjie huiwerig om dit eers te toets want ek meen ek was die guinea pig, as ek so kan stel. So as enigiets toets, moet ek dit op myself toets. So die ding met hierdie functional electrical stimulation of FES is dit stoot genoeg stroom deur jou lyf om jou spiere saam te kan trek. Nou, as jy dit op verkeerde plek stoot, dan kan jy jouself doodmaak. So daar was baie veiligheidsprosedures en mooi metings, konstante metings om seker te maak is rustig en ja, toe ek dit op myself begin toets en ek voel hy kill so 'n bietjie toe, dit cool. Nou is ons daar en ek lewe nog, so dis fyn. So 'n bietjie van 'n vat my jou tyd om die ding te toets. Maar natuurlik het ek ook eers alles gesimuleer en gemeet en 300% seker gemaak alles is reg voor ek eers getoets het en my etiekverklaring was nog nie eens goedgekeur eintlik toe nie. Ek wou oorspronklik, ek dink my maksimum sou 70 mA wees wat ek kon stimuleer. Maar dit is onnodig om so hoog te gaan stimuleer want jy kort omtrent net enigiets van 5 tot 20 mA sal genoeg wees om 'n klein bietjie beweging of redelik baie beweging te begin. Ek hou daarvan om mense te help en ek het gedink as ek nou elektronika en ek sê maar my liefde vir medies tot 'n mate, so en nie die surgery of die snywerk en al daai goed eerder. En maar dat ek fisies mense kan help met tegnologie, dink ek okay, hierdie klink soos iets. En die veld wat ek in is baie maklik om dit op mense toe te pas. So toe het ek gedink, okay, hierdie kan maybe iets doen. Hierdie tegnologie hoef nie net noodwendig op 'n parapleeg toegepas te word nie. Die studie was oor spesifiek paraplee, maar die FES, soos ek nou genoem het, is enige funksionele beweging. So dit kan jou arms wees, dit kan jou voete, jou bene, wat ook al jy wil beweeg. So dit word veral baie gebruik met mense wat beroertes gehad het. En 'n algemene simptoom van mense wat beroertes gehad het, is hulle die geneigtheid om hulle voet te sleep na die insident en dit natuurlik kan nie meer so lekker loop nie en is die trip en die val en die kry seer en al daai goed. So wat hulle baie keer doen is hulle sit net so klein stimulator op jou shin en dan stimuleer hulle jou spier net om jou voet
so klein bietjie op te lig elke keer as jy loop. So dit is een van die algemene sê maar gebruike van hierdie tipe tegnologie. Behalwe nou vir net mense met beroertes, het ek ook gedink dit kan weer eens terug na die paraplee toe. Enigiemand wat onlangs of iets 'n besering gekry het en hulle kan nie meer loop, kan dit hulle help met die rehabilitasieproses en dat hulle spiere so baie massa verloor en baie swakker word met tyd omdat hulle nie meer daai natuurlike beweging het nie. Hierdie tegnologie kan jy ook gebruik op mense wat byvoorbeeld 'n klein bietjie wil loop. Soos kom ons sê die pa was onlangs in 'n motorongeluk en hy is nou van die heupe af verlam en sy dogter of iets trou. Ja, dan kan daai klein bietjie hoop weer in daai persoon se lewe gesit word en dat hy dalk sy dogter by die aisle afstap of kom ons sê as jy graad vang of iets en jy wil net jou eie sertifikaat kry en dan kan jy hierdie tipe tegnologie gebruik net dat jy bietjie opstaan, loop jou graad kry en weer gaan sit. Enigste nadeel van hierdie phase is jou spiere word eintlik vinnig uitgeput omdat dit baie konstante kom ons sê maar spanning op jou spiere is. So jy kan nie vir lang tydperke aan een met dit loop nie, maar vir daai kort oomblikke is dit eintlik ideaal. Terug by die rehabilitasieproses, baie gebruik dit met, kom ons sê die persoon is verlam, dan gebruik hulle dit, persoon trap fiets met hulle arms, en dan kan jy daai tegnologie op hulle bobene en op hulle kuite sit, en dan stimuleer dit daai spier spesifiek, dan is dit asof hulle normaalweg met 'n fiets sou ry, so dan help dit om hulle spiermassa te behou. So die volgende stap is maar om verder te gaan swat, omdat hierdie 'n baie spesifieke veld is, en dis nie algemeen in ons land ook eintlik nie. Gaan jy maar nagraads mee doen. So ek sal graag eintlik voltyds of deeltyds of iets net nagraads in hierdie veld wil doen. Maar ja, daar's gesê 'n klomp veranderinge wat ek reeds kan inbring, wat ek nou nie 6 maande wat ek al werk geleer het, so, en dan ook bietjie meer navorsing, en daar's ook klomp goed wat ek oorspronklik wou insit, wat ek toe nooit tyd gehad het om in te sit nie. So daar's 'n klomp verskillende alternatiewe rigtings wat ek kan probeer om hierdie ding te verbeter. Ek kan sien daar's plek vir verbetering, maar net die hoop wat hierdie in mense se lewe kan inbring en 'n bietjie van 'n geluk op hulle gesigte is klaar vir my iets wat ek bly is.